Goeiemôre almal. Baie welkom by die informele erediens. En dit is vir party van julle dalk die eerste keer wat jy 'n deel is van ons informele erediens. So met tye het ons so 'n diens in die saal. Dis nie elke Sondag nie, maar met tye wissel dit ons dit so 'n bietjie af. En ons gesels bietjie meer, is meer informeel. En dit is ook baie lekker. Jy ontmoet dalk iemand anders of jy sien weer iemand wat jy dalk lankal gesien het. So baie welkom hierso vanoggend. Die tegnologie het nou net toe ons wil begin, toe sien PowerPoint, toe is daar iets fout. Toe wys die projektor nie, maar dit is nou reg. So die tegnologie is 'n ander ene, maar ons het hom reg gekry. Baie welkom hierso vanoggend. Dit is 'n lieflike dag, 'n mooi sonskyndag. Gisteraand hoor ek dit was 6 grade. Dit was baie koud. So die winter lyk my is hier. Maar ek is bly ons het dan nie winters waar dit heeltyd bewolk is en koud is soos my twee tannies in Engeland nie. Hulle skrik as die son skyn. Maar baie welkom hierso vanoggend. Ek wil vra dat ons mekaar sal groet. Draai net aan mekaar toe as jy nog nie gegroet het om jou nie. Ons sê maar niks van die stormers nie. Dis 'n hartseer saak. Maar ek moet sê die haie het ons baie laat stres. Yes. Maar hulle het daarom gewen. En die bulle ook. So nou gaan daai twee te mekaar speel. So ek weet nie party huise gaan nou 'n bietjie spanning wees dalk as hulle verskil. Maar ja, sal maar sien wat gebeur. Ek wil vra as jy 'n besoeker is, steek asseblief jou hand op. Ons gee 'n kruisie wat sê welkom by Nooit Gedag. Is hier enige besoekers vanoggend? Daar is ons besoekers. Herman, sê jy asseblief. Daar is ons. Paar hande. Ons het nog nie die welkom terug kruisies nie. Ons moet dit ook nog kry. Welkom terug. Maar welkom aan almal. Nou, daar gaan nou 'n slide. Jy kan nou 'n slide wys. Dis nou weer die choppies en die klippe. So ek wil jou nou nie honger maak nie, maar dink wat was goed hierdie week en wat was sleg? Die klippe bewys net wat dalk moeilik was of sleg was. Ek weet dis nou eksamens vir die kinders, so dis dalk vir jou soos 'n klip. Maar as jy wil, sê vir iemand net wat was goed die week en wat was sleg. Jy hoef dit nie te doen as jy voel jy wil nie, maar ons hoor wat gaan aan in mekaar se lewens ook so. So deel net met iemand. Dan wil ek weer wil ek vra vir die kinders, kom gou vorentoe asseblief. Julle gaan nou gou ietsie moet doen hierso. As jy kan deurkom daar tussen almal deur. Staan hierso so ja, ons gaan hier boks iets doen. Okay. Almal kan daar inpas. Ons gaan nou daai kant, julle gaan nou daar kyk. Hoe gaan dit met julle vanoggend? Goed. Is julle moeg? Is julle lekker naweek gehad? Moet julle leer nou? Nee. Nou, dis lekker. Ek sou ook so tyd wou gehad het as ander eksamens skryf aan, ek het te leer. Maar dis lekker om julle almal te sien vanoggend. Ek wil hê julle moet nou kyk wat is in daai boks. Maar moet nou nie hard sê wat daarin is nie.
Kyk nou net eers, julle almal moet sien. Laat hulle ook kyk. Maak nie vir hulle ook 'n plekkie as jy klaar gesien het. Moet nou nie al die tyd jy net daar kyk nie. Kom julle uit. Pieter, kan hulle ook sien. Kyk almal gou, wat is daar binne? Jy hoef nie bang te wees nie. Ons gaan later daar kom by die spieël. Want ons eers die spieël. Kyk julle ook gou, maak of vir hulle plek. Maar kyk julle wat sal binne. Okay? Nou sê gou vir die mense, wat was daar binne? 'n liggie. Nou, dit wat julle nou gedoen het, is julle het getuig. Julle het iets gesien en toe deel julle dit met ander. Nou ons as Christene is getuies van Jesus. Nou ons het hom nie self gesien op aarde soos die disippels. Hulle het saam Jesus gelewe, hulle kon hom so sien, hulle kon aan hom raak en hulle het gesien toe hy is wreed doodgemaak aan die kruis. Hulle het dit gesien, hy is regtig dood. Maar hulle het toe ook gesien Jesus het opgestaan, hy lewe. Toe is hulle baie bly, want die dood is oorwin. Jesus is die koning, bo alles en al. Maar hulle moes toe verander gaan vertel van Jesus, dat hulle in hom moet glo, dan gaan hulle sondes vergewe word. Hulle moes gaan vertel, Jesus lewe. En ons het nou nie vir Jesus so gesien, ons het nie self gesien, hy is, hier gaan hy nou dood aan die kruis, en hier lewe hy weer. Maar ons hoor dit in die Bybel, maar ons is ook getuies. So ons moet ook vir mense vertel van Jesus. As mense na ons kyk, dan moet hulle iets van Jesus raak sien. So sê nou maar, jy is baie lelik met iemand, jy sê hulle sleg, dan gaan hulle nie vir Jesus in jou sien, want Jesus was nie so. Okay, so dis die eerste ding wat julle moet onthou, ons elkeen moet 'n getuie wees. Dis nie net praat nie, dis doen ook. Okay, julle kan nou weer gaan sit. Nou gaan julle gesels, hoe kan jy 'n getuie wees van Jesus? So gesels 'n bietjie daaroor, hoe kan jy dit doen prakties? Ons almal gaan na plekke, jy werk, jy kom by vriende, jy braai. Hoe kan jy 'n getuie wees van Jesus? Dalk wil jy vir iemand vertel van 'n keer wat jy dit gedoen het. Dalk het jy iewers gegaan na 'n ander land toe om vir mense te vertel van Jesus. Jy het 'n uitreik dalk gedoen. Maar vertel, begin net en gesels 'n bietjie, hoe kan jy spesifiek nou jy 'n getuie van Jesus wees? Jy kan ook dink, wanneer is dit vir jou maklik om 'n getuie te wees van Jesus en wanneer is dit vir jou moeilik? Dit is ook iets wat 'n mens, baie keer is dit moeiliker as ander kere om dit te doen. Nou, soos ek nou gesê het, dit is nie net met woorde as jy praat nie. Ek het 'n tydjie terug gehoor hoe 'n tannie in ons gemeente vertel het, sy het inkopies gaan doen, maar haar kaart het nie gewerk nie. So toe sy nou wil betaal met haar kaart, toe werk dit nie. En sy het nie geld kontant by haar gehad nie. So nou sit jy met hierdie ding, ek is nou klaar hier by die til, ek het nou al hierdie goed, maar nou kan ek nie dit vat nie. Toe staan 'n vrou agter haar, wat sê, ek sal vir jou betaal. En dit was nou 'n hele paar goed, dit was nou nie net sê nou maar 'n boksie melk en 'n brood nie. Sy voel toe nou eintlik sleg en sê, nee, hoe kan jy nou dit vir my doen? Maar toe sê die vrou, ek is 'n Christen en die Here was baie goed vir my die laaste, of ek spesifiek die laaste tyd, dit was baie goed vir my, dit gaan goed, ek kan dit vir jou doen en ek wil, want ek het vir die Here gesê, hy moet vir my wys, waar kan ek iewers so 'n verskil? So, sy het gepraat ook, maar daai daad is wat vir die tannie nou regtig getref.
hierdie persoon is 'n Christen. En dit het haar laat dink aan Jesus. So, dit wys mens net, daar's verskillende maniere hoe mens dit kan doen, selfs by 'n winkel. Partykeer is mens net so besig, jy sien nie eers die geleenthede raak nie, jy wil net klaarmaak, jy wil net by die huis kom. Daar's baie geleenthede. Ons gaan, dit is nou die laaste Sondag in Paastyd. Ons het nou vir 'n tyd lank het ons nou gedink Jesus wat doodgemaak was, het opgestaan, hy lewe. En dit is wat ons elke Sondag vier. Jesus lewe regtig. Hy is nie dood nie. Hy is in beheer, hy is die koning, bo alles en al. So ons gaan nou hierdie saam sê, ek sê nou die gedeelte langs voorganger en dan julle langs gemeente, en dan tussenin gaan in die middel gaan die Christuskers aangesteek word, en dan gaan ons nou verder. Dis ook hoe die vroeë Christene mekaar gegroet het, met daai eerste deel. So, kom ons sê dit saam. Die Here het opgestaan. Die Here het opgestaan. Nou kan iemand vir ons die Christuskers aansteek. Hanlo, ja, jy kan. Hy was nou voor jou, Jan. Hanlo gaan vir ons dit aansteek. Dis nou 'n nuwe kers, jy gaan hom nog bietjie langer. O, hy gaan vinnig. Sonder sukkel. Dis vir ons net 'n herinnering, Jesus leef, hy is altyd by ons. Niks kan ons skei van sy liefde nie. Ons het hoop. Al is die lewe moeilik, al gaan dit donker soms, die Here is met ons. Hy is ook hier teenwoordig. Dan die tweede deel, want ons weet, dit het nie gestop. Jesus het opgestaan en toe het hy opgevaar na die hemel. Die Here het opgevaar na die hemel. Die Here is koning oor alles en almal. Ons moet dit onthou, want dan het ons hoop. Jesus is in beheer, hy is die koning, en hy tree vir ons in by die Vader, en hy gaan weer kom. Ons het 'n wonderlike toekoms. Ons kan uitsien daarin. Broers en susters in Christus, ek groet julle met die woorde waarmee Jesus die disippels gegroet het na sy opstanding. Vrede vir julle. Amen. Ons gaan nou die lied sing, weet jy nie, jy's 'n tempel. Nou daar is bewegings ook van julle ken dit dalk, daar's bewegings ook by hierdie lied. Kom ons sing hierdie lied saam. Nie almal ken hom nie. Dan gaan julle dit saam doen. Dan die Nelly gaan die slotlied vir ons weer wys hoe om hom te doen. Nou, hier is 'n lampie. Ek wil iemand moet vir ons hierdie lampie aansit. Ja, en jy kan kom, ja nie. Julle albei kan kom as julle wil. Raai en lief wil kom. So sê gou vir my, nee, hierso is waar jy hom aansit. Hy gaan nie aan nie. Is hy stukke? Dis, nou, hierso plak en gop ons in. Jy weet, dit is die fout. Kry hom in. Met jou kopkappie. Daar is hy aan nou, hè. So, as ons in Jesus glo, dan kry ons die Heilige Gees. En hy gee vir ons krag, dat ons lig kan skyn.
Daar's baie donkerte, baie mense glo nie in Jesus nie, maar ons kan verlig wees. As ons vir hulle vertel van Jesus, ons leef soos hy vir ons sê, dat ons 'n lig. Maar wat het gebeur hierso? Die lig kon nie skyn sonder die krag. Ons kry krag by die Heilige Gees. Hy help ons om dit te kan doen. Want as ons nie daai krag het nie, dan is ons bang of ons bly eerder stil. So die Heilige Gees help ons. Maar soos ons hier sien, as ons nie glo in Jesus nie, ons het nie 'n verhouding met hom nie, dan gaan ons liggie skyn. Dan is ons soos hierdie liggie wat nou net dood is. So onthou dit, ons elkeen kan 'n liggie wees wat skyn. Maak nie saak hoe oud ons is nie. As jy glo in Jesus, het jy ook die Heilige Gees. Hy help ons en hy verander ons. OK, dankie. Julle kan gaan sit. Ons kan hom maar almal ook. En herinner dit ons met 'n lig gaan wees in die donker wêreld. Nou, ek het gehoor van 'n vrou met die naam Gladys Aylward. En sy was 'n Britse, ek kan daai foto wys aan so van haar asseblief. Daai babatjie lyk nie so gelukkig by haar nie, maar sy was 'n huishulp, 'n Britse huishulp, 'n bediende. En sy het nie 'n formele opleiding gehad nie. Sy het net skool gegaan tot sy 14 jaar oud was. Toe het sy die skool verlaat en toe het sy gewerk as 'n bediende. Maar sy het toe gevoel God roep vir haar om 'n sendeling te gaan wees. 'n Sendeling is nou iemand wat voel God roep my dalk om sê nou maar na 'n ander land toe te gaan en dan gaan vertel ek mense daarvan Jesus wat hom nie ken. Baie keer is dit 'n land waar jy nie dalk openlik kan praat oor Jesus nie. Jy kan nie net vir mense vertel van hom, jy moet dit skelm doen sonder dat mense eintlik weet, of jy moet Bybels insmokkel wat jy dan vir mense gee. So dis wat sy toe gehoor het, God wil vir haar, dis sy plan met haar, hy wil haar gebruik in China. Maar sy het nou nie geld gehad eintlik, sy was maar arm, en sy het nie mense gehad wat haar gehelp het nie. So sy het toe gewerk as 'n bediende en so het sy geld gespaar. En toe het sy 'n gevaarlike trip alleen per trein deur Europa en deur Rusland gemaak tot by China. So sy het self vir haar geld ingesamel. En toe kom sy nou daar, so dis in die 1930s. Daar het sy toe gehelp om 'n herberg te begin waar mense wat gereis het kon oorbly. 'n Plek waar hulle kon gebly het. En sy het toe vir mense Bybelstories vertel. So mense het nou sommer self na haar toe gekom, daar gebly, en gebruik sy dit sommer as 'n geleentheid om te vertel van Jesus. En sy het mense was baie lief vir haar in daai provinsie in China waar sy was. Sy was nie bang nie, sy het vertel van Jesus, maar sy het ook weeskinders, kinderhuiskinders aangeneem. En toe gebeur het op 'n pol dat die Japaneese hulle ingeval het. Toe het sy 100 weeskinders gehelp om oor berge, 'n bergagtige deel, te vlug na veiligheid. 100 kinders, nou dit moes nogals 'n storie gewees het om alleen 100 kinders oor berge te vat na 'n veilige plek. Maar sy het baie mense na Jesus toe gelei, want sy was nie bang om te vertel van Jesus nie, om vir hom te lewe nie. Maak nie saak wat mense gedink het of gesê het nie, dis wat sy gedoen het. En dit het 'n groot verskil gemaak in mense se lewens. En haar lewe het toe die inspirasie geword vir die fliek, The Inn of the Sick Happiness. So dalk is dit iets wat mense kan gaan kyk. Ek het nog nie dit gekyk nie, maar dit klink interessant. Ons gaan lees uit Handelinge 1 vers 1 tot 8 vanoggend. Nou Lukas het die Lukas Evangelie geskryf, toe vertel hy nou vir ons van Jesus tot en met hy nou gesterf het en sy hemelvaart. En dan in die boek Handelinge, dan sit nou eintlik die tweede deel. Dan vertel hy ons nou verder
Ook hoe die Heilige Gees uitgestort is en hoe die kerk gegroei het van Jerusalem af, hoe hulle die goeie nuus van Jesus gaan deel het. So dit is wat mens sien in Handelinge. Die lewende verheerlikte Christus werk en is betrokke en deur die Gees werk hy in mense se lewens om die goeie nuus te gaan deel, om disippels te gaan maak. Kom ons bid saam voor ons hierdie gedeelte lees. Here, ons is hier saam, ons is u gemeente en dit is vir ons wonderlik om te weet ons behoort aan u. U wil ons gebruik in hierdie wêreld. Jesus, u doen nie alles nie, u kon, maar u trek vir ons in by u werk, u maak ons deel daarvan. U wil hê ons moet onthou dat ons 'n gestuurde is. U stuur ons in hierdie wêreld om u getuies te wees. Here, ons kan dit nie self doen. Ons het nie die krag nie. Ons kort hulp, ons kort krag. En ons het die Heilige Gees gekry wat ons help. Ons bid dat ons daai krag sal ervaar, dat dit so sal wees dat ons nie anders kan as om te vertel van u, om te lewe vir u. Die Heilige Gees verander ons om meer soos Jesus te word. So ons bid daarvoor, ons kom gee onsself en vra, verander ons, Here. Ons kan nie self nie. Ons het u nodig. En u praat met ons deur die woord. Die Heilige Gees help ons ook om te hoor wat u vir ons wil sê. So help ons om te luister en om gehoorsaam te wees aan u. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek lees vir ons uit Handelinge 1 vers 1 tot 8. My eerste boek Theophilus het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, net soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Ons lees net tot sover. So 'n ding wat vir my nogals getref het in hierdie gedeelte is daai wag. Hulle moes wag. Hulle kon nie net dadelik gaan en gaan doen wat Jesus van hulle gevra het. Hoe is dit vir jou om te wag? Dit is vir my soms moeilik. Dit is nie so maklik. Ons is baie keer hastig. Ons wil dadelik. En baie goed is kitsgoed. Jy kan vinnig 'n takeaway kry. Jy hoef nie regtig te wag nie. Vinnig. Jy kan goed sommer op jou foon bestel en dit kom vinnig. Ons is baie keer gejaag in hierdie lewe. So ons hoor nou hierso dat voor Jesus opgevaar het na die hemel, het hy deur die Heilige Gees vir sy disippels sekere opdragte gegee.
Dit is deur die Heilige Gees wat hy dit gedoen het. Hulle word nou apostels genoem. Hulle het Jesus self gesien, hy lewe. En hulle is nou gestuurdes. Hulle moet nou vir mense gaan vertel. Maar hulle moet seker wees daarvan, Jesus leef regtig. So Jesus wou seker gemaak het, hulle weet dit. Want as jy nie seker is, jy gaan nie wil gaan vertel daaroor. Dan gaan jy nie dapper gaan getuig van Jesus. So hulle moes seker wees. So hulle het sekere opdragte gekry, maar Jesus het ook oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn. Hulle moes seker wees hy leef. Hulle het dit gesien, hulle kon dit weet. Dis werklik hy lewe. Hy is nie dood nie. Maar hulle moes in Jerusalem bly en wag vir die gawe van die Heilige Gees wat die Vader beloof het. So hulle moes eers wag tot dit gekom het. Dan sou hulle eers kan gaan doen wat Jesus van hulle vra. Nou, in die Ou Testament het Joël gesê, in die laaste dae sal God sy Gees uitstort oor almal, jong en oud, almal. En dis nou wat hier gebeur, hulle hoor nou hierso, dit gaan binnekort gebeur, die Heilige Gees gaan uitgestort word oor almal. En toe begin hulle dink, toe vra hulle nou in vers 6, het hulle op 'n keer vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk van Israel weer gaan oprig? Hulle dink ons nou, dit is nou die eindtye, so gaan dit nou gebeur. Die boodskapvertaling sê, Here, sê asseblief vir ons, gaan U Israel nou weer tot sy vorige glorie herstel, soos in die dae toe ons nog ons eie koning gehad het. Of die Bybel vir almal vertaling, Here, sal U nou vir Israel weer 'n sterk volk maak, wat sy eie koning het. So hulle het gedink, dit is nou die tyd waar Israel as 'n nasie, nou weer sterk gemaak gaan word. Jesus gaan nou gaan hulle red van hierdie Romeine wat hulle so laat swaar kry en onderdruk, en hy gaan nou die koning wees op aarde, hy gaan nou regeer. Maar dit is nie hoe dit gaan werk nie. Die koninkryk het aan die een kant reeds gekom in Jesus. Dit gaan ten volle kom met sy wederkom. Maar nou is dit nie die tyd om te wonder heeltyd, wanneer, soos hulle nou bespiegel, gaan dit nou gebeur? Wanneer gebeur dit nou? Hulle wou 'n tydlyn hê. En hulle het gedink baie in 'n aardse koninkryk. Maar hulle fokus was verkeerd. Hulle moes nie daarop fokus nie. Hulle moes weet, die Heilige Gees gaan kom, en dan moet hulle getuies gaan wees. So die koninkryk kom, as mense hoor van Jesus, en hulle glo. As hulle bekeer, as hulle hom volg. So dit is waarop hulle moet fokus. Dit is wat hulle moet gaan doen. Hulle het 'n belangrike taak. Hulle moet gaan vertel van Jesus. So in vers 7 dan sê Jesus, dis nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar in vers 8, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. In die boodskapvertaling hoor ons, al wat julle hoef te weet, is dat God met sy groot krag in julle lewe sal werk, wanneer die Heilige Gees na julle toe kom. Moenie vashak by tydlyne en wonder daaroor nie. Weet dit, dis wat julle moet weet. Julle het werk om te doen, maar ek gaan julle toerus daarvoor. Dis nie soos byvoorbeeld ek vra nou vir julle tel hierdie kerkgebou op, en julle kan dit nie doen nie. Dis onmoontlik. Dan gaan dit ons nou nie, jy kan dit nie gaan doen nie. Dit is nie wat die Here doen nie. Hy sê nie vir ons gaan doen nie wat ons nie kan doen nie. Hy sê, hierdie wêreld gaan nie vriendelik wees met julle nie. Almal gaan nie bly wees, julle gaan dit dalk moeilik hê. Party mense gaan julle spot of gaan julle uitsluit. Julle gaan dalk selfs doodgemaak word. Maar julle moet gaan en gaan getuig van hom. Ek sal julle help daarvoor. Julle kan dit doen, julle sal krag kry. En wat hulle getroos het, is hulle het geweet Jesus leef. Die dood is nie die einde. So wat kan mense nou eintlik aan my doen? Ek het die ewige lewe. Ek behoort aan die Here. Dit motiveer ons ook. As ons nou dink aan 'n rugby span, of 'n hokkie span, of 'n netbalspan,
Elke speler het 'n taak wat hulle moet doen. As jy nou soos die Stormers is en elkeen wil self alles doen, dan werk dit nie, dan verloor jy. Elkeen moet saamwerk en almal moet hulle deel doen. So dis so met ons elkeen is 'n gestuurde. Nie net seker is nie. Ons stuur nie net 1 of 2 sendelinge weg na 'n ander land en ons fokus maar net hier op mekaar en ons wil net 'n lekker atmosfeer hê by mekaar. Hierdie is eintlik, as ons hier saamkom, word ons gevorm, word ons verander, kry ons krag vir die wêreld daar buite waar ons moet gaan leef as disippels. Ons moet vir mense vertel van Jesus. So is eintlik wonderlik dat die Here ons so baie vertrou en dat hy ons kies om ons te gebruik om vir mense uit te nooi om in hom te glo. So jy kan 'n lig wees. Jy kan 'n verskil maak. Nou wil ek hierdie kinders, julle moet weer vorentoe kom. Hier gaan nou iets wonderliks gebeur. Dit herinner vir ons die Heilige Gees gee vir ons krag. Kom kyk hierso staan hierso aan hierdie kant. So daar ons kan almal inkom. Hulle ore gaan dalk bietjie seer kry. Okay, julle so hierso is nou 'n botteltjie, né? Ons het nou gesê as ons nie die Heilige Gees het nie, dan het ons nie krag nie. Dan kan ons nie gaan doen wat Jesus van ons vra nie. Nou net hier val nie. Ja, ek het dit vas. Maar kyk wat gebeur as ons glo. As ons gevul word met die Heilige Gees, as hy in ons kom woon. Julle kan so hier omkom, maar kan julle ook sien. Maak vir hulle ook plek. Hulle kan nie lekker sien. Ons almal moet nou dit sien. Kyk wat gaan nou gebeur as ek die ballon hier opsit. Kyk, hierdie ballon is maar pap. Dis nie hoe 'n ballon moet wees nie. Hy moet opgeblaas wees. Kyk hoe blaas die ballon op, ek kan maar los. Nou blaas hy self op. Anders gaan hy nou afskiet. So, ons is ook gevul met die Heilige Gees. Ons het ook die Heilige Gees in ons. En hy gee vir ons krag. Sonder hom het ons nie die krag wat ons moet hê nie. Sonder hom wil ons nie vertel van Jesus nie. Dan doen ons maar net wat ons wil. So die Heilige Gees help ons. Maar soos jy nou hier kan sien, hy bly opgeblaas as hy daaraan bly. As hy moet daai krag, hy kry dit heeltyd. So ons moet in 'n verhouding lewe met Jesus. Ons moet glo. Ons moet bid, ons moet ons Bybel lees. Dan gee die Heilige Gees vir ons krag. Dan kan ons uitgaan en kan doen wat Jesus sê. So dis nie self, jy moet nou net sê ek gaan nou harder probeer nie. Ek wil nou net meer doen wat Jesus sê. Ons moet vra. Heilige Gees, kom help my om dit te doen. Help my om dit te wil doen. En by die skool kan mense lelik wees dalk met jou. Hulle kan dalk jou spot as jy wil vertel van Jesus. Of hulle kan sê ek wil nie meer jou maatjie wees nie. Dit kan gebeur. Maar onthou, Jesus is altyd by jou. Jy is nooit alleen. En die Heilige Gees sê vir ons, dit wat ons wil doen is verkeerd dalk, of dit is reg, maar ons moet luister. Dit help jy hoor dit en jy sê, ag nee wat, ek gaan maar net doen wat ek doen. So dis so sagte stemmetjies, jy moet mooi luister, maar hy help ons elke dag. Ok, ons kan hom maar nou afhaal, hou gou vas onder. Ok, dan maar neersit dan. En dan blaas hy weer af as hy reg is daar vanaf.
Doe maar, dit is bietjie asyn, so dit sal kyk. Net nie so lekker nie. Ja. So julle kan nou weer vir iemand anders, hy loop nou uit. Iemand hulle net op. Loop hy nou uit op die tafeldoek. OK, julle kan gaan sit. Baie dankie. Kom ons bid saam. Here, dis 'n wonderlike voorreg dat U ons wil gebruik. En dat U ons deel maak van U wêreld. Ons kan getuies van U wees. Help ons om met ons woorde en met ons lewe te getuig van U. Help ons dat mense vir U en ons sal raak sien, Jesus. In ons gemeente. Help ons om nie van U te vergeet nie. Ons het U nodig. Ons Heilige Gees, ons het U krag nodig. Dit is by U kry. Kom vul ons, gee dit vir ons. En help ons om dapper te wees. Die lewe is baie keer moeilik, maar ons is nooit alleen. Dankie daarvoor, Here. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Is daar nie jeep nie, want dan is die tafeldoek nou aan die een kant en aan 'n kleur. As sy sal daarom uitkom. Daar's nou geleentheid vir die gee van die dankoffers en dan gaan daar 'n paar afkondigings ook gedoen word. Ons kyk hoe die afkondigings van download van vanaand af, Pinksterdiens tot en met donderdag aand, elke aand 6:30 en vanaf môre aand tot donderdag aand, so van 6:15 af, kan jy 'n beker sop geniet en 'n broodjie. Daar's net een versoek, bring asseblief jou eie beker. So elke aand, van maandag tot donderdag aand. Kom so van 6:15 af, dan sal die soppies al reg wees. En dan komende Sondag, nie vergeet het ons ook dan ons Pinksterfees nagmaal, Sondagoggend. Jy sien ook daar die afkondiging dat die kantooruur op 'n donderdag het nou verander. Donderdag is nou van 3:00 tot 5:00. Neem tot kennis en ook so die besoek aan die nissies gedurende kantoorure. Kyk maar daar so asseblief. En dan die vrouediens wat hier by die 27ste Junie is daar weer 'n wegneem ete.
U moet ons op die 24ste vir Anna of vir Anso laat weet dat u iets verkoop daarso. Kom ons ondersteun ook die poging van die Vrouedienste Fonds Insameling. Ek het 2 verjaarsdae, Marlene Kutsie en Adel Kruger verjaar vandag. So wie is so? Wie is dat? Ja, jy verjaar. Baie geluk en goed 'n pragtige dag wees en ook almal wat in die week verjaar. Sê ons mag julle ook die nuwe lewensjaar regtig die Here se liefde en sy omgee ervaar. En ons het ook 'n huweliksuitdenking vandag. Anso en Herman se huweliksuitdenking vandag. Ons sien ook vir hulle baie geluk. Ek het ons gesê. En kyk maar agterop is daar 'n advertensie van die 100% ook. Ons wil al wees. Okay. Ek wil nou net hierdie spieël wat ek hier het nou gewonder, ek het al in die spieël gekyk, maar hier is 'n spieël en 'n spieël reflekteer. 'n spieël wys nie sy eie ding, hy wys, sê nou maar jy is al voor, dan wys die spieël jou. Julle kan nou julleself sien. Nou, ons as Christene is ook so spieëls. As ons glo, ons lees die Bybel, dan maak die Heilige Gees van ons 'n spieël. Maar ons wys nie onsself dan nie, ons reflekteer vir Jesus. So mense sien vir Jesus as hulle na ons kyk. Dis hoe dit moet wees. So as jy nou ooit 'n spieël by die huis ook sien, onthou dit, ek moet nie myself reflekteer nie, ek moet vir Jesus reflekteer. Mense moet vir hom sien in my. Elke dag, waar ook al jy gaan en wat ook al jy doen, hoe kan ek dit doen soos Jesus dit sou gedoen het? Ontvang die seën van die Here. Ons gaan net eers die lied sing, lees jou Bybel, bid elke dag. Dan gaan ons die seën uitspreek. Ek het nou vergeet van daai lied. Lees jou Bybel, bid elke dag. En die Nelly maar by die dag is hulle ook lief daarvoor en dan Nelly leer hulle hoe om dit te doen. Ontvang nou die seën van die Here. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Gaan wees dan nou getuies van Jesus met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die krag van die Heilige Gees. Amen. En dan sing ons amen.